Goeienaand geliefdes. Ek is bly ons is weer by mekaar vanaand saam met die woord van die Here. Ons skriflesing vanaand is Johannes 15 vers 15, die 1933 vertaling. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, want die diensknegt weet nie wat sy Heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak. Ek wil net hê ons moet vandag deurgaan, wat beteken, of wat is die definisie van vriende, of van vriendskap. As ons in die woordeboek kyk, sal dit vir ons sê dat die definisie van vriendskap 'n staat is om vriende te wees. Vriendelikheid, verhouding, of gehegtheid aan 'n persoon of persone, of tussen persone. Toegeneentheid, voorspruitend uit wederwysige agting en goeie wil, vriendelikheid, vriendskap. Dit klink alles mooi, maar dit dek nie die feit dat 'n ware vriendskap 'n verhouding is wat die toets van die tye kan oorleef en onvoorwaardelik kan bly nie. Vriendskap vir die meeste mense is 'n kombinasie van toegeneentheid, lojaliteit, liefde, respek en vertroue. Die algemene kenmerk van vriendskap sluit soortgelyke belangstellings, wederwysige respek en 'n gehegtheid aan mekaar in. En om vriende te ervaar, moet jy 'n ware vriend hê. Die mees emosionele veiligheid wat vriendskap bied, beteken dat jy nie jou gedagtes hoef op te weeg en woorde te meet nie. Ware vriendskap is wanneer iemand jou beter as jouself ken en 'n posisie inneem in jou beste belang in 'n krisis. Vriendskap gee verder as om net tyd te maak, maar te deel en dit hou lank. Geliefdes, daar's min woorde in die Bybel wat soveel warmte, nabyheid en troos dra, soos Jesus se woorde in Johannes 15 vers 15. Jesus het gesê, ek het julle vriende genoem. Nie onderdane nie toegewyde werkers nie, nie net disippels nie, maar vriende. Min van ons voel altyd dat ons goed genoeg is vir God. Ons voel soms soos diensknegte, maar net goed gehoorsaam. Maar Jesus kom en hy skuif die beeld heeltemal weg. Hy noem sy volgelinge vriende. 'n ware vriendskap met die Seun van God. Vandag wil ons kyk na 3 groot waarhede uit hierdie een vers. Ten eerste, Jesus verander ons status van diensknegt na vriend. Jesus deel sy hele hart met sy vriende. Ten derde, Jesus se vriendskap roep ons na 'n nuwe manier van lewe. Jesus sê ook dan, ek noem julle nie meer diensknegte nie. In daardie tyd was 'n diensknegt iemand wat nie toegang gehad het tot sy meester se gedagtes nie. Hy het net bevele gehoorsaam en dit uitgevoer. Hy het nie geweet wat agter die skerms aangaan nie. Maar Jesus sê, ek noem julle vriende. Wat beteken dit? 'n verhouding van liefde, nie plig nie. 'n diensknegt doen omdat hy dit moet doen. 'n vriend doen dit omdat hy lief het. 'n verhouding van nabyheid. Vriende deel lewe.
Vriende verstaan mekaar. Vriende sit aan een tafel. In die antieke wêreld was vriendskap iets heiligs. Om iemand 'n vriend te noem, was om hom in jou binnekring in te neem. Dit was iemand met wie jy jou diepste denke kon deel. Geliefdes, Jesus bring ons in sy binnekring in. Hy kyk na die 11 mans rondom hom, feilbaar, bang, onvolmaak. En Jesus sê nog steeds, ek noem julle vriende. En hy kyk vandag nog as 'n vriend na ons. Jesus deel sy hart met sy vriende. Jesus gee self die rede, want die diensknegt weet nie wat sy meester doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles aan julle bekend gemaak het. Diensknegte ontvang opdragte, maar vriende ontvang openbaring. Jesus sê letterlik, ek het vir julle my Vader se planne, wil en hart geopenbaar. Wat deel Jesus met sy vriende? Die waarheid van wie God is. Nie 'n ver af God nie, maar 'n nabye Vader. Nie 'n God van vrees nie, maar 'n God van genade. Die waarheid van wie ons is. Ons is nie slawe van angs, vrees en oordeel nie. Ons is kinders van God, deel van die wynstok, draers van sy liefde. Sy doel vir ons lewe. Jesus maak dit duidelik. God se plan is nie net dat ons gered word nie, maar dat ons vrug dra, in sy liefde bly en sy liefde aan die hele wêreld bekend maak. Geliefdes, luister mooi. Vriende van Jesus leef met insig en nie met onsekerheid nie. Hy hou niks terug nie. Hy wil hê ons moet weet wie hy is en wat hy beoog. Jesus se vriendskap roep ons na 'n nuwe manier van lewe. Vriendskap is nooit passief nie. Wanneer Jesus sê, ek noem julle vriende, roep hy ons om ook soos sy vriende te leef. 'n Vriend van Jesus vertrou hom. Wanneer jy deur donker dieptes gaan, onthou, 'n vriend weet, die hart van Jesus is goed. 'n Vriend glo dat Jesus nie loslaat nie. 'n Vriend in Jesus gehoorsaam hom uit liefde. Johannes 15 verbind vriendskap, liefde en gehoorsaamheid. Nie een van ons hou daarvan om te voel om soos 'n slaaf te wees nie, wat reëls en regulasies nakom nie. Maar gehoorsaamheid word maklik wanneer dit uit liefde voel. 'n Vriend van Jesus spandeer tyd saam met hom. Elke vriendskap groei deur tyd. Ons wandel met Jesus deur gebed, deur sy woord, deur aanbidding en deur stilte. 'n Vriend van Jesus deel sy liefde met ander. Jesus vra sy vriende, dit is my gebod, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. Die wêreld behoort aan Jesus se vriende, en die vriende is anders, sagter,
geduldiger, meer liefdevol. Ons is sy draers van liefde. Ten slotte, wat beteken dit vandag vir ons? Geliefdes, Jesus se woord kom vandag nog soos vars reën. Ek het julle vriende genoem. Nie as gevolg van jou prestasie nie. Nie omdat jy perfek is nie. Maar omdat hy jou liefhet. Jesus nooi jou. Kom nader. Sit by my voete. Deel my hart. Leef as my vriend. Mag elkeen van ons hierdie waarheid vasgryp. Ons is nie slawe nie. Ons is vriende van die Here Jesus Christus. En mag die vriendskap ons lewe en ons geliefdes verander. Aan hom alleen die Heer. Amen. Kom ons sluit die ore maak. Vir gebed, asseblief. Here Jesus, ons dank U vir die wonderlike waarheid van die woord, dat U ons nie diensknegte noem nie, maar die vriende. Dankie dat U ons nader trek, dat U hart met ons deel, en dat U niks van ons wegsteek, van wat die Vader se wil is nie. Here, leer ons om U vriend en as U vriend te leef, om U te vertrou, om U lief te hê, om U stem te hoor, en om U liefde te dra na die wêreld rondom ons. Maak ons harte sag en gehoorsaam. Ons gees ontvanklik vir die stem, en ons lewens vrugbaar vir die koninkryk. Laat die liefde waarmee U ons liefhet, ook deur ons vloei na ander, sodat die wêreld kan weet, dat ons U disippels en U vriende is. Dankie Here, dat U getrou is, dat U nog nooit los nie, en dat ons elke dag saam met U mag wandel. Ons eer U, ons aanbid U, en ons gee U al die heerlikheid wat daar is.